Goeiedag, baie welkom by nog 'n aanlyn erediens van NG Driel. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het om saam met die res van ons geloofsgemeenskap vir 'n paar oomblikke in die woord van die Here besig te wees. In die afkondiging gedeelte van die video het jy 'n kort insetsel gesien van hoe om SnapScan te gebruik. Ek wil graag weer eens van hierdie geleentheid gebruik maak om vir elkeen van julle wat in hierdie tye nog julle weg oop sien om 'n finansiële bydrae vir ons gemeente te maak, regtig dankie te sê. Dit word opreg waardeer. Ons weet ook dat daar talle lidmate en gesinne is wat nie tans in 'n situasie is waar julle kan bydra nie. En ons wil ook sê, ons verstaan en dat jy nie met 'n ekstra skuldgevoel jouself hieroor sal belas nie. Ons bly bid, ons bly glo en ons bly vertrou dat hierdie 'n tyd is wat ook verby sal gaan. Dat 'n nuwe ekonomie gaan aanbreek en nou dinge weer sal verander. Ons het uit die aard van die saak voel die gemeente ook hierdie tyd van inperking finansiëel aan en maar het dit ook 'n impak op ons eie begroting. Daarom het ons besluit, die Finanskommissie, om 'n SnapScan rekening oop te maak om kollekte bydraes te vergemaklik. Indien jy nie die videoetjie verstaan het nie of jy nog nie SnapScan op jou foon het nie, is jy regtig welkom om my te kontak, dan kan ek vir jou 'n meer gedetailleerde video stuur en ek sal ook my bes probeer om enige vrae wat jy het te beantwoord. Jy is natuurlik meer as welkom om indien dit vir jou werk en vir jou die maklikste is, om met jou EFT kollekte bydra voort te gaan. Weereens, baie dankie vir almal wat nog kans sien, nog vir ons 'n bydra kan lewer, wat ook help dat die kerk se dinge kan voortgaan. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil. Word bewus van daar waar jy is. Word opnuut weer bewus van die feit dat hierdie anders is as wat ons vir jare, eintlik eeue, gewoond is om kerk of nie eerder eredienste te hou. Maar soos jy daar sit, herinner jouself en vind troos in die wete dat die Here ook hier is. Ook by jou is. Dat die Gees is nie minder teenwoordig vandag in elkeen van ons huise as wat hy in enige kerkgebou is nie. Die Here is steeds God met ons. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here God en almagtige Vader, soos ons vandag hier sit, apart, maar tog saam, weet ek dat elkeen van ons met 'n bepaalde klompie vrese leef. Vrese wat soveel van ons vreugde steel. Vrese wat soveel van ons vrede steel. Vrese wat soveel van ons verhouding met U steel. Dit is my gebed, Heer, dat elkeen van ons in hierdie week by U voete sal kom kniel en kom bely. Here, ek is bang. Mag elkeen van ons hierdie sin voltooi. Mag elkeen van ons hierdie vrese 'n naam gee. Here, hierdie vrese wat ons desperaat, mismoedig en kwaad maak. Mag ons bely dat hierdie vrese soos 'n muur tussen ons en ons geloof staan. Here, mag ons bid en vra dat U hierdie muur afbreek. Vernietig dit vir ewig. En kom deur U Heilige Gees en tree in waar hierdie muur gestaan het en lei ons terug na geloof. Here, kom en herinner ons wat dit beteken om in U te glo. Amen. Ek het baie nagedink oor wat die oorheersende emosies is wat ons die afgelope 2 maande beleef het. Daar is natuurlik woede en ongemak
Maar ek wil dit waag om te sê dat ek glo die oorheersende emosie van hierdie tyd en dalk van ons era is vrees. Vrees vir die geweld in ons land, vrees oor ons kinders se toekoms, vrees oor die ineenstorting van ons demokrasie, vrees om jou werk te verloor, vrees om dood te gaan. En dit was alles voor die pandemie ons wêreld tot stilstand geruk het. In my voorbereiding lees ek hierdie skokkende statistiek dat gewone kinders vandag met 'n groter en meer konstante vrees leef as psigiatriese pasiënte in die 1950s. Kinders vandag leef met groter vrese as psigiatriese pasiënte in die 1950. Dit het my stom geslaan. En dit is weer eens statistieke voordat 'n pandemie ons kinders uit hulle skole uitgeruk het en hulle van hulle vriende afgesny. Ek dink julle sal met my saamstem dat COVID-19 in 'n tyd van inperking het al hierdie vrese net op steroids kom plaas. Daarom mag ons titel van ons Pinksterreek dalk vir jou vreemd klink. Die tema is vreesloos. Vreesloos, want dit gaan oor geloof in 'n tyd waarin ons bang is. Vandag kom ons en ons begin by, ek dink, 'n baie belangrike punt, en dit gaan oor die een tipe vrees wat sin maak. Die een ding waar die Bybel sê vrees 'n gepaste reaksie is. En dit is natuurlik vrees vir God. Verstaan asseblief van die begin af dat hierdie vrees nie 'n wegkruip onder die bed bang is nie. Nee. Hierdie vrees beteken ontzag en respek. 'n ware erkenning van wie ek is, maar belangriker nog, van wat ek nie is nie. Wanneer die wêreld vir ons gevaarlik en bedreigend voel, probeer ons maar om goed in bokse te plaas. As ons dit net kan verklaar, as ons dit net kan beheer, dan hoef ons nie bang te wees nie. Bokse verleen orde aan ons wêreld. Natuurlik is dit in ons koppe ook waar van God. Ek lees hierdie week 'n staaltjie van 'n volwassene wat vir kinders probeer vertel het, maar dat God groter is as bokse, dat God nie in ons boksies kan pas nie, ons kan hom nooit beskryf nie. Die idee wat ook in Psalm 139 uitkom. Maar nadat die volwassene dit vir die kinders verduidelik het, reageer een van die kinders, soos wat dit maar gaan met 'n kindermoment, en hy steek sy handjie op en hy sê, maar gebruik dan net 'n groter boks. Ons lag, maar dit is eintlik hartseer ook, want dit is presies wat ons doen. Ons gebruik 'n groter boks. 'n Boks waarin ons krampagtig aan God kan vasklou, 'n God wat ons kan beheer, 'n God wat ons kan voorspel, wat eintlik, maak nie saak hoe mooi ons teologiese taal is nie, 'n God wat in my diens staan, wat sorg dat ek gelukkig is, en dat alles net goed moet gaan. Maar dan lees ons vanoggend se teksgedeelte. Vanoggend lees ons saam Matteus 17 vers 1 tot 8. Die verheerliking op die berg, met 'n ander iets wat gebeur as met hemelvaart. Dit is nogal 'n vreemde teks om so na hemelvaart te lees, maar dit gaan juis oor die disippels se reaksie wanneer Jesus nie meer in hulle boks pas. So ek wil jou uitnooi, pause die video en spandeer 'n hele klompie minute in hierdie verhaal met sy vreemde gebeure. Pause die video, dan lees julle Matteus 17, die eerste 8 verse saam. Ons het hierdie teks mak gemaak. Maar kyk wat gebeur.
Vers 2 sê, daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos lig. As ek hierdie woorde hoor, dan echo dit vir my 1 Johannes 1 vers 5 wat sê, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Of 'n ander vers wat ek ook hierin hoor is 1 Timoteus 6 vers 16 wat sê, hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe eer en ewige mag. Amen. Vriende, hierdie Jesus is nie meek en mild nie. Hierdie Jesus is die Christus in sy goddelike vorm. In 'n oogwink is Petrus en Jakobus en Johannes soos muskiekies in die teenwoordigheid van 'n arend. Natuurlik, hulle het vir Jesus op water sien hoe hy brood vermeerder, hoe hy praat met die wind en die wind luister, hoe hy duiwels uitgedryf het en selfs dooies opgewek het. Maar nou staan hulle in die teenwoordigheid van Christus, die lig vir die wêreld. Nog meer, Moses en Elia staan by hom, die wet en die profete in die lig van die woord. En Petrus? Wel, Petrus wil onmiddellik 'n boks maak. Hy noem dit 'n hut, maar dis 'n boks. 'n Manier om Jesus te beheer, om hom vas te hou. Hy verstaan net mooi niks. Hy dink Jesus en Moses en Elia moet nou daar op die berg saam bly. Asof Moses en Elia waardig is om by Jesus te bly. En terwyl hy nog praat die hemel self en sê, 'n helder, ligte wolk het skielik sy skare weer oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Geliefde seun, van onskatbare waarde, uniek, enig, daar is geen ander soos hy. Petrus en Johannes en Jakobus het gesien dat wat geen ander mens in die geskiedenis gesien het. Die Christus in sy volle glorie. Daar is nie woorde vir so 'n oomblik nie. Jy kan nie dit vasvat en dit bære in 'n boksie nie. En toe hulle dit besef, het hulle gesigte bleek geword en hulle knieë het ingegee. Hulle het bang geword en op die grond neergeval. Dis die gepaste reaksie. Hulle het die een gesien wat gedans het met die skepping, wat die sterre in die hemelruim gestrooi het, wat profete met 4 waans weggevoer het en wat die farao in die see laat dryf het. Vrees is die gepaste reaksie. Meeste vrees, wanneer jy navorsing doen oor vrese, sê vir jou, meeste vrese is giftig. Dit neem juis die vrede weg wat God vir ons beloof. Dit maak ons lam, dit verander ons in slawe. Maar, liewe broer en suster, daar is niks neuroties aan die vrees vir God nie. God openbaar homself aan ons. Laat homself ken in Christus, sodat ons die regte dinge kan vrees. Soos Ellen Davis sê, fear of the Lord is the deeply sane recognition that we are not God. 'n Bewuswording van wie ek is, maar belangriker nog, van wat ek nie is nie. Ek is nie God nie. Kan jy hierdie vrees onthou? Kan jy hierdie
vrees onthou. Daardie diepe ontzag vir die Here wat jou in jou vel en been inraak, wat jou op jou knieë dwing en jou longe laat jaag. Wanneer laas het jy 'n kykie op God wat verby beweeg, jou sprakeloos en uit asem gelaat? Ek raai vir meeste van ons was dit nogal 'n tydjie. As dit lank terug was dat God se beeld jou knieë lam gemaak het, dan vermoed ek verklaar dit hoekom ons vrese ons verlam. Want wanneer Christus groot is ons vrese nie. Hoe groter ons beeld van Christus is, hoe kleiner word ons vrese. 'n Groot God lei tot grootmoed. 'n Klein beeld van God lei tot klein gelowiges, wat klein en lafhartig onder komberse lê, vreesbevange vir die monster onder die bed. God in 'n boks pas dalk maklik in ons teologie, of ons skedule, of ons daaglikse lewe, maar God in 'n boks verander niks aan ons vrese vir die toekoms, en die ekonomie, en die geweld, en die onreg, en 'n pandemie nie. Ek dink, dit is een van die redes waarom Jesus sy vriende saamgeneem het by hierdie berg. Ons moet onthou, Jesus het geweet wat wag op sy disippels. Verloning, tronk, vervolging, dood. Jesus het besef, as hulle God in 'n boks sou pas, sou hierdie uitdagings, en hierdie dinge wat hulle ook gevrees het, hulle ondergekry. Daarom het Jesus hulle boks uit mekaar uitgeblaas. Mag hy ook ons boks uit mekaar blaas. Let op. Jesus het nie die gevare, die lyding, die oorsaak van die disippels weggeneem of kleiner gemaak. En in dit wat ek vandag sê, probeer ek nie jou vrese verkleineer of sê dat dit nie iets is wat ons almal ongemaklik maak. Hy probeer hulle net verstaan. Nee, hy probeer hulle verstaan van hom en van wie God is, oopbreek, sodat hulle perspektief in die lewe sal kry. In C.S. Lewis se boek Narnia, Prince Caspian, sien Lucy vir Aslan weer. Aslan is natuurlik die leeu wat in C.S. Lewis se boeke Christus simboliseer. En in hierdie boek van die Narnia reeks sien Lucy vir die eerste keer vir Aslan in 'n hele klompie jare. Hy het verander sedert sy hom laas gesien het. Sy is verras oor hoe groot hy is. En dan sê sy hierdie besonderse woorde vir hom. Aslan, said Lucy, you're bigger. That's because you're older, little one, answered the lion. Not because you are, asked Lucy. I'm not, but every year you grow, you will find me bigger. En so is dit met Christus. Hoe langer ons hom ken, hoe groter word hy vir ons. Dis nie hy wat verander nie, maar ons wat meer van hom sien. Ons gooi die ou bokse weg. Die ou arrogante sekerhede kan net verdwyn en plek maak vir die begeerte om meer en meer van Christus te leer ken. Dan is dit gepas dat ons op die grond neerval,
Wanneer ons op die grond neerval in die vrees van die Here, dan regeer hy, soos wat hy daar op die berg teenoor Petrus en Jakobus en Johannes gereageer het. Die lig, soos die strale van die son, steek sy hand uit, raak ons aan en sê, staan op, moenie bang wees nie. Liewe geliefde, Jesus is groot genoeg. Ons gaan in hierdie week wat kom, hierdie gedagte ondersoek. Staan op, moenie bang wees nie. Ek gee vir jou geleentheid, verstil gebed. Give a thought to Africa, near the burning sun, there is the whirling earth, waiting to be won. Many lives exposed away, and in many homes their voices crying now to the living God. Tell the Lord of Jesus, by the hills and waters, God bless Africa and the sons and daughters. Let us pray for Africa. God the Father's love, countries down and bless all hearts from His heaven above, and when lips are moved by grace, they so sweetly sing. Pray for peace in Africa from our loving God. Tell the Lord of Jesus, by the hills and waters, God bless Africa and the sons and daughters. Hierdie lied wat ons nou geluister het, is ons temalied en gebed vir hierdie week. As 'n land, dink ek, is ons vasgevang in vrees. Vrees vir geweld, werkloosheid, die verval van die ekonomie, vrees vir die virus, vrees vir hongersnood,
vrees vir die rassehaat wat lyk of dit weer opvlam. Kom ons as 'n geloofsgemeenskap verbind ons om spesifiek hierdie week vir ons land te bid. En dan ook hierdie woorde. Here God, seën Afrika. Ek wil jou uitnooi om gerus môre aand tot en met donderdag aand saam te kom luister oor hierdie tema van vreesloos, geloof in 'n tyd van bang wees. Môre aand gaan ons uit Matteus 8 lees met die vraag, hoekom is ek bang? Die link of die skakel na môre aand se video sal weer teen 6 uur beskikbaar wees of live gaan. Ontvang nou die seën van die Here. Liewe geliefde, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees